Goeienaand, dit is Loot Jooste, wat het 'n redelike nat welkom groet. Ek hoop dit gaan met almal goed, dat almal tevrede is met die reën, en die wat nog reën soek. Ons bid saam met julle dat daar ook vir julle voldoende reën sal val. Kom ons maak die oë toe, en dan bid ons saam. Almagtige Hemelse Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, kom ons ook weer in hierdie dag na U toe. Net om vir U dankie te sê, Here, vir die wonderlike voorreg wat ons het, om weer rondom U woord te kan vergader, en te kan hoor wat U vanaand deur die kragtige werk van die Heilige Gees ook aan ons wil openbaar. Mag ons hoor wat U vir ons wil sê, en mag ons gaan doen dit wat U van ons verwag. Ons bid dit in Jesus se naam, amen. Nou die afgelope paar weke is ons besig met 'n reeks oor sonde. Ja, mense wil nie hoor van sonde nie, want in hierdie lewe van vandag, hier in die jaar 2025, wil mense net hoor van die lekker dinge in die lewe, van die goeie dinge in die lewe. Goeie dinge, nie die slegte goeie dinge nie, maar die werklike goeie dinge. Maar die probleem is dat ons deur mekaar raak met wat is goed en wat is net dood eenvoudig lekker ten koste van goed vir die Bybelse waarhede. Dit is waar dat daar 'n massiewe verskil is tussen die lekker dinge in die lewe en die goeie dinge in die lewe. Mense wil nie hoor dat die lewensgenietinge wat teen die verordeninge van die lewende Skepper God gaan, tot die verderf lei nie. Jy het reg gehoor. Dit gaan nie oor lewensgenietinge nie, nee, dit gaan oor die wat teen die verordeninge van die lewende God is. God wil hê dat ons die lewe moet geniet, maar binne die riglyne wat hy vir ons in sy woord neerlê. Enige lewensgenieting buite hierdie riglyn is sonde en is strafbaar met die ewige dood vir hulle wat daarin volhard. So het ons gesien dat God onverbiddelik opgetree het teenoor Adam en Eva. Adam se verafgoding van sy vrou Eva teenoor gehoorsaamheid aan God, en Eva se begeerte om God te wees, nie na sy beeld nie, maar om God self te wees. Kain se moord op sy broer Abel uit jaloesie teenoor liefde vir sy broer, die verdorwe mensdom voor die sonvloed. Dit is alles die tragiese gevolge van ongehoorsaamheid, van rebellie teenoor God. Ons het ook gesien dat die totale verdorwheid van die mensdom sedert die tuinverhaal God so teleurgestel het, dat hy diep bedroef was, dat hy berou gehad het oor die feit dat hy die mens geskape het. Dit was so erg, dat het hom gegrief het. Ja, God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Hy het gesê dat hy die sonde moet straf, en daarom moet hy die sonde wat hy haat straf, ten spyte van die feit dat hy die mens lief het. Maar hierdie God, hierdie enigste lewende Skepper God, het ook sy genade aan die mens openbaar, deurdat hy Adam en Eva gekleed het, toe hulle naak was. Dat hy die vreesbevange Kain 'n merk gegee het, om hom op sy swerwersbestaan te beskerm, teen die wat hom wou doodmaak. Hy betoon ook sy genade teenoor die verdige Noag, en sy familie, deur hulle te beskerm in die veiligheid van die ark. Deur hulle lewens te bewaar, en in die ark te beskerm, het hy sy grote genade ook die mensdom aan die gang gehou, omdat uit hierdie aggeredde siele, wat daar in die ark was, deur die hele wêreld te bevolk. Dit gee vir ons weer eens 'n kykie, dat die mensdom die kans gehad het om te vermeerder, en tot eer van God se naam bestaan maak op aarde. Die belangrikste van alles is, die mensdom moes groei, want uit hulle moes die Messias eeue later gebore word, sodat sy evangelie tot redding van die mensdom verkondig kon word. Vandag neem ons die reis verder deur die sondewêreld van ons oervoorvaders. Ons neem dit 'n bietjie terug na 'n tydjie voor die sonvloed. Ons staan stil by die sonde van Lamech en die nageslag van Kain en die hantering daarvan in die jaar 2025. Ons lees saam met Genesis 4 vers 15 tot 17 en dan ook weer vanaf vers 23 tot 24. Maar die Here sê vir Kain: Daarom
As enige een Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enige een wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. Nou skiep ons 'n paar verse, slaan 'n paar verse oor, en ons kom nou by vers 23 en 24. En Lamech het aan sy vroue gesê, Ada en Silla, hoor na my stem. Vroue van Lamech, luister na my woord. Voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my wond, en 'n seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 70 maal 7 maal. Ten spyte van die moord op Abel en sy gebrek aan berou, betoon die Here behalwe die merk nog verdere genade aan Kain en seën hom met 'n ryk nageslag. Die wraaklied van Lamech uit Kain se nageslag is 'n verdere vooruitgang van die opstand teen God wat begin het in die tuin van Eden. Dit word voortgesit buite die tuin toe Kain sy broer vermoor, gekoppel aan die vooruitgang in kuns en kultuur en tegnologie daardie tyd, klink daar 'n onheilspellende klank, die vooruitgang van die sonde, die vooruitgang van die beskawing sonder onderwerping aan God, wat nuwe weë open tot opstand teen God. Die wraaklied van Lamech staan in skrille kontras teenoor die seun van God. Deur die eeue heen weer klink 'n ander oproep: wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Ons sien hier dat Lamech wat gebore is uit die nageslag van Kain, dat in Lamech nog steeds daar die vreeslike, ek wil sê, haat sit vir sy medemens, die wraak wat hy wil neem op enige iemand wat hom te nakom, net soos wat Kain neergesien het, of dit gehaat het as sy broer se offer aanvaar is en nie syne nie. Net so gaan Lamech voort met hierdie wraakgedagtes wat ook in Kain se kop was, wat hom gelei het om sy broer te vermoor. Maar die Bybel sê vir ons, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Romeine 12 vers 17 tot 19 sê vir ons, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Laat staan al julle wraakplanne, my liewe broers en susters. Dit pas glad nie by gelowiges nie. Los sulke dinge vir God. Daar staan immers in die Bybel, ek alleen het die reg om te straf. Ek sal wraak neem, sê die Here. In hierdie gedeelte gaan dit oor jou verhouding met buitestanders, in besonder teenoor diegene wat jou kwaad aandoen. En ons moet vanaand mooi gesit en dink, almal van ons het iemand wat vir ons kwaad maak. Elke dag, daar by die werk, by die huis, jou kinders, jou vrou, jou man, daar is altyd iemand wat jou kwaad maak. Om nou mooi Afrikaans te sê, daar is altyd iemand wat jou optens. In verse 17 en 21 vat in 'n sekere sin alles wat in hierdie verse gesê word saam. Jy moet die kwaad deur die goeie oorwin. Met ander woorde, die oomblik dat jy vergeld, het die kwaad jou oorwin. En dit is so belangrik om dit te onthou. Die oomblik, wanneer jy kwaad met kwaad vergeld, het die kwaad jou oorwin. Het jy die geveg teen die bose, het jy die geveg teen die sonde verloor. Hierdie beginsel word op verskillende wyse toegepas in die geleesde gedeelte. In vers 17 word goedgesindheid teenoor almal vooropgestel. In vrede met alle mense leef in vers 18. Vers 19 sê vir ons, moenie wraak neem nie. Vers 20 sê, doen goed aan jou vyand. 'n lewenswins van hierdie tipe optrede is dat jy op die ou einde eer en respek afdwing. Die rede hoekom die kind van God so moet optree, gaan veel dieper as dit. Jy gee eintlik 'n praktiese demonstrasie van die gesindheid van liefde wat jy van God se kant af ervaar. So gehoorsaam jy Jesus se opdrag in Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik.
As ons in Christus lewe, sal ons soos 'n lig wees, 'n lig wat vir ander wys hoe Christus is. Ons steek ons lig weg as ons stil bly, wanneer ons veronderstel is om te praat tot eer van God. Byvoorbeeld, die persoon wat God se naam uitelik gebruik in jou teenwoordigheid, spreek die persoon op 'n beskaafde en 'n nie affronterende wyse aan, wanneer jy in so 'n posisie is om 'n privaat gesprek te voer. Ons steek ons lig weg, wanneer ons net saam met die stroom beweeg, en nie ander te wil nakom nie, ten koste van God se eer. Ons gesels maar saam om die braaivleisvure, waar die alkohol vloei, en gekryde en soms haatdraande taal gebruik word, teenoor ander persone en selfs bevolkingsgroepe. Ons ontken dat ons die lig ontvang het deur God se genade, deur die werking van die Heilige Gees. Ons tree nie anders op as die res van die wêreld nie. Die mense sien ons nie as anders nie, want ons staan nie op vir dit waarin ons glo nie. Ons stem maar om die vrede te bewaar, saam met alles stilswygend. Ons steek ons lig weg, wanneer ons die behoeftes van ander, waaraan ons iets kan doen, ignoreer. Ons is net eenvoudig suinig met ons aardse besittings en tyd. Onthou, niks behoort aan ons nie, dit behoort aan God. Ons besittings en tyd. Die beker koue water van die boemelaar, of die tyd om met die boemelaar te gesels. Wie is ons om te besluit, of hy of sy gekies het, om in daardie omstandighede te wees? Ons is nie almal emosioneel en fisiek ewe sterk nie. Moenie oordeel nie, jy ken nie die persoon se omstandighede nie. Ons steek ons lig weg, wanneer ons skaam vir die evangelie, en nie met ongereddes die evangelie deel nie. Hoeveel mense wat jy ken, stap van dag by jou verby, op pad hel toe? Hoeveel mense wat jy ken, het die afgelope tyd gesterf, sonder God? Mense wat jy geweet het, sonder God leef. Mense aan wie jy sy ewige uiteinde 'n verskil kon gemaak het, as jy jou nie geskaam het, om die evangelie met hulle te deel nie. Hoor wat is Jesus se uitspraak oor jou? Jy wat jou skaam vir die evangelie. Matteus 10 vers 32, daarin sê Jesus, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek, voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Om stil te bly, terwyl jy die waarheid weet, is niks anders nie as verloning. Kinders van God moet soos Paulus in Romeine 1 vers 16 opstaan vir die evangelie. Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van redding tot God, van elkeen wat glo dat Jesus Christus die Messias is. Ons steek verder ons lig weg, wanneer ons toelaat dat 'n sonde, met die naam onvergewensgesindheid soos in Lamech se lewe, ons lig laat verdof. Wanneer ons terugkyk na die wraakgedagtes wat Lamech gekoester het as gevolg van sy vooropgestelde onvergewensgesindheid, wil ek hê ons moet 'n paar oomblikke by hierdie sonde stil staan, na aanleiding van 1 Petrus 3 vers 9 tot 17. U kan dit maar self by die huis gaan deurlees. Ek gaan dit net die bespreking daarvan doen, kort en kragtig. Vir die ongelowige is dit heeltemal aanvaarbaar om iemand wat jou te nagekom het, terug te kry. Die kind van God word egter opgeroep om nie aan sy natuurlike geaardheid toe te gee nie. Dit klop ook met Jesus se opdrag, dat ons die ander wang moet draai, soos wat hy vir ons sê in Matteus 5 vers 39. Vergelding pas nie by 'n wedergeborene nie. Moenie diegene wat jou te nakom, in eie munt probeer terugbetaal nie. God gee deur die Heilige Gees aan jou die krag om verhewe te wees bo die tipe gedrag en nie terug te kap nie, maar met 'n seënwens te antwoord. Kwaad praat lei dikwels tot onvergewensgesindheid, selfs tussen die beste vriende en vriendinne of familielede. Die een wat te nagekom is, soek net wraak.
Die kwaadstoker moet nie vergewe word nie. Nee, die kwaadstoker moet betaal. Ek het die verontregte, ek soek wraak. Die kwaadstoker, hy wat sleg praat vir my, hy moet betaal vir wat hy gedoen en gesê het. Kwaadpraat is so erg, dat Jakobus 'n hele perikoop daarin afstaan in Jakobus 3. Ons beskou vrede te dikwels bloot as die afwesigheid van konflik. En daarom dink ons dat 'n mens passief moet wees as jy vrede wil maak of bewerkstellig. 'n Effektiewe vredemaker is egter iemand wat vrede aktief najaag. Jy moet dus hard werk aan goeie verhoudings. Jy moet uit jou pad gaan om vrede te bewerkstellig. As daar dan wel konflik kom, moet jy as kind van God jou uiterste bes doen om op 'n eerlike en 'n opregte wyse oplossings te vind voordat die probleme hand uitdruk. Om vrede te maak is meestal harder werk en ver groter durf en deursettingsvermoë as om oorlog te maak. Hoe 'n mens verontrechting hanteer, wys wie basis in jou lewe. As jy ten spyte van die kwaad wat mense jou aandoen, aanhou om jou te beywer vir wat goed is, wys die kind van God dan net Christus seggenskap in jou lewe het. Dit is 'n tipiese menslike verskynsel, dat 'n mens jou optrede laat bepaal deur ander mense se optrede teenoor jou. Dit is die geval met Lamech. Hy beloof eerlike wraak aan die wat hom te nakom of kwaad aandoen. Daar is geen sprake van vergewensgesindheid by hom nie. Hoe dikwels vind ons dit nie in familiefetes nie. Onvergewensgesindheid aan beide kante van geslagte is al lank aan die kom. Die tragedie is dat hierdie haatdraande persone sondag vir sondag in die kerkbanke met families en al sit, nominale Christene op hulle beste, deur die kerkbanke op pad hel toe. Matteus 6 vers 14 tot 15 sê vir ons: Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. As mense oulik en gaaf is teenoor jou, is dit baie maklik om ook gaaf en oulik teenoor hulle te wees. Wanneer 'n mens egter lyding deur mense aangedoen word, omdat jy doen wat reg is dit 'n ander storie. Petrus sê die kind van God moet dit as 'n voorreg beskou om te ly vir die geloof van Jesus Christus, of in Jesus Christus. Dit laat my onmiddellik dink aan die mense wat in hierdie jaar nog onder vervolging ly vir hulle geloof in Jesus Christus. Die mense natuurlike reaksie is egter om kwaad met kwaad te wil vergeld. Die oomblik dat jy kwaad met kwaad wil vergeld, het jy gewys dat jy vir mense bang is, en dat jy toelaat dat hulle jou afskrik van jou voorneme om jou reaksionêre gedrag deur Jesus te laat bepaal. Wanneer jy vergeld, het jy eintlik die baaskap in jou lewe van die Here af weggevat en dit vir die kwaadstokers gegee. Die Here eis van jou dat jy moet aanhou goed doen. As jy egter toelaat dat kwaaddoeners jou dring om terug kwaad te doen, wys dit dat jy hulle seggenskap gee in jou lewe. Jy wys dan dat jy met jou optrede nie meer heilige eerbied vir Christus die Here het nie. Wanneer jy aanhou goed doen, ten spyte van die onverdiende emosionele of fisiese lyding wat mense jou aandoen, sal die dag kom dat mense jou vra hoe jy dit reg gekry het om sonder vergelding voort te gaan. Dan moet jy gereed wees om te getuig van jou verhouding met Christus en wat dit beteken om net Christus seggenskap in jou lewe te laat hê. Jy moet egter nie die hoogte doen nie, asof jy dink jy is beter as hulle nie. Jou beskeidenheid moet wys dat dit God se krag is wat in jou optrede sigbaar is. Baie belangrik is dat die kind van God altyd sal onthou dat die oomblik dat jy kwaad met kwaad vergeld, jy nie meer 'n skoon gewete voor God het nie. As jy terug kwaad doen, gee jy die wat teenoor jou kwaad doen 'n lat om jou mee te slaan, en dan verdien jy jou swaar kry. Kinders van God moet altyd
helder skynende ligbakens van waarheid wees in hierdie donker haatdraande en onvergewensgesinde wêreld. Ons moenie met Christus lig, ons moenie ons Christus lig vir die wêreld wegsteek nie. Kolossense 3 vers 13. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Die sleutel tot vergifnis lê daarin, dat ons altyd moet onthou, hoeveel sondes God in ons lewens vergewe het. As jy diep onder die besef is van God se vergifnis en liefde, sal jy ook beter in staat wees om ander lief te hê en te vergewe. Matteus 18 vers 21 tot 22. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Selfs 7 keer. Jesus antwoord vir Petrus, ek sê vir jou Petrus, nie 7 keer nie, maar 70 maal 7 keer. Ons moet altyd bereid wees om iemand wat waarlik berou het te vergewe, hoeveel keer hy of sy ook al om vergifnis vra. Die rabbies, dit sal sê die Joodse predikante in die tyd van Jesus Christus en vandag nog, het die Jode geleer om mense wat na hulle kom tot 3 keer te vergewe. In 'n poging om dus goedhartig te wees, wou Petrus by Jesus weet of dit genoeg is as 'n mens so iemand 7 keer sou vergewe. Jesus se antwoord was dan, wat ons so goed ken, selfs 70 maal 7 keer. Daarmee het Jesus bedoel, dat ons nie moet tel, hoeveel keer ons ander vergewe nie, maar moet aanhou om dit te doen. Gaan maak reg met jou vader, met jou moeder, met jou broer, jou suster, jou familielid, jou vriend, jou vriendin, jou kollega of jou kennis waarteenoor daar 'n onvergewensgesindheid in jou heers. Dalk nie net van jou kant af nie, maar dalk ook van die ander kant af. Sorteer dit uit, voor dit dalk vir ewig te laat is. Laat jou Christus lig skyn, deur in nederigheid die minste te wees, en die eerste stappe te neem, om die vernietigende verhoudings in jou lewe te herstel. Matteus 5 vers 23 tot 24. As jy dus jou offer na die altaar toe bring, en dit val jou daarby, by die altaar by, dat jou medemense grief teen jou koester, los jou offer net daar voor die altaar, en gaan maak eers vrede met daardie persoon. Kom dan terug, en bring jou offer. Die teenoorgestelde is ook waar. As jy 'n grief teen iemand anders koester, gaan maak eers reg, en kom offer dan. Dit gaan na weerskante toe. Sodra jy besef, daar is 'n verhoudingsprobleem, 'n wraakgedagteprobleem, 'n onvergewensgesindheidprobleem tussen jou en iemand, gaan van jou kant af, jy as kind van God, en gaan maak jy dit reg. Die kind van God tree altyd proaktief op, onder leiding van die werk van die Heilige Gees. Jy kan uit jouself nie gaan vrede maak nie. Bid die Heilige Gees vir sy leiding. Dit is hy wat die deurslag gee vir die herstel van verhoudings. Ek sê weer, jy as kind van God moet altyd proaktief optree, onder leiding van die Heilige Gees, en probleme in verhoudings gaan uitsorteer, met hulle wat 'n probleem het met jou, of wanneer jy 'n probleem het met iemand. Jy kan uit jouself dit nie gaan doen nie. Jy kan nie uit jouself hierdie vrede gaan maak nie. Bid die Heilige Gees voortdurend daarvoor, vir sy leiding. Dit is hy wat vir jou die deurslag gaan gee, vir die herstel van die verhoudings. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, dis 'n probleem waarmee ons almal sukkel. Dis een van die dinge wat die Satan die maklikste gebruik in ons lewens, om 'n skeuring tussen ons en U te bewerkstellig. Onvergewensgesindheid, Here. Die eie ek sal hom wys, ek sal haar wys, ek sal nie ingee nie. Dis ons houding. Dan noem ons onsself kinders van God. Dankie Here dat ons weet dat kinders van God nie so houding het nie. En daarom is dit my gebed in hierdie aand, Here,
dat as daar enige een van ons is wat luister na hierdie boodskap, en daar is 'n verhoudingsprobleem met een van ons medemens, dat ons as kind van God sal gaan, en daardie verhouding sal regmaak, onder leiding van die werk van die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het en dat jy geluister het. Ek glo dat die boodskap ook vir u sal help onder leiding van die Heilige Gees, om daardie probleme wat so seer maak in ons lewens te gaan uitsorteer met hulle waarvoor ons ook baie keer baie lief is. Tot 'n volgende keer.